Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ek gaan vanoggend met die deel uit die woord uit Jesaja 9 vers 5. My tema by vanoggend se erediens is 'n lig wat die duisternis breek. Kom ons word nog weer stil voor die Here. Daar is berge om die stad van Jerusalem, om die stad te beskerm. So is daar ook berge oor jou en my lewe om ons te beskerm. Want God verlaat ons geen oomblik nie en sal ons altyd beskerm en dra in hierdie tyd. Amen. Geliefdes, die Here ook vir jou kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade en ook van sy barmhartigheid. Wees daarom ook groet van hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die goed van die Here die saam sing uit Lied 188, die eerste, tweede en derde strofe. Die eerste strofe wat sê, kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande, en die res wat volg, strofe 1, 2 en 3, Lied 188. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Nou het ons Here geloof en prys het met ons sang, kom ons bly ook weer opnuut ons geloof in God drie-enig. En u kan ook die volgende woorde agter my aan sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog reeds gesterf het en die wat reeds opgestaan het. Ek glo ook in die Heilige Gees, ek glo ook aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons glo ook in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ook in ewige lewe. Amen. Ons skriflesing by ons erediens kom uit Jesaja 9 vers 1 tot 5.
Met die woord so voor ons open, kom ons word net eers stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om nou, Here, as die kinders, as die kerk, so versamel te wees rondom die woord, dat ons kon oopmaak, Here, en ons eie hande kon vashou, en ons eie taal uit kan lees, en kan weet, Here, dis u woord, en daarom bid ek, Here, dat u ook nou ons harte ontvanklik sal maak, om hierdie woord te ontvang, en ja, Here, ook vir ons in te stel, om te hoor wat u vir ons wil sê vanoggend. En daarom is ons gebed van ons hart eenvoudig vandag. Kom nou, o Gees van God, kom praat met ons. U kinders wil vanoggend luister. Amen. Uit die woord van die Here lees ons saam met Jesaja 9 vers 1 tot 5. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense wat bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. En dan vers 5, die ongelooflike boodskap wat die Here ook vir ons in Kerstyd kom gee. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Tot sover ons lees gedeelte, mag die Here ook hierdie woord ons harte kom seën vanoggend. Geliefdes, Desember maand is vir baie mense 'n maand van vreugde, maar ook vir baie ander 'n maand van spanning. En Jesaja breek vir ons 'n stuk hoop in hierdie donker tyd oop. En hy kom sê vir ons, 'n kind is vir ons gebore. God kom self by ons bly. 'n Volk wat in donkerte geleef het ook die groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn wat God gebring het. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het in die teenwoordigheid verbly, soos mense wat bly is in die oestyd, sê die woord vir ons. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle ook gedryf is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. En dan hierdie goeie nuus, vir jou en my, vir ons, vir die kerk is daar 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, Vader, vredevors. Vir ons is daar 'n seun gebore, iemand wat die lig in die duisternis sal kom verslaan. Baie beleef in hierdie tyd 'n stuk druk by die werk, in hierdie wêreld, in hulle gesinsverband. Hulle het verlange na mense wat dalk miskien nie meer met hulle is nie. Hulle dink aan leesstoele wat nie meer by die kerstafel sit nie. Hulle is omsingel deur 'n klomp onsekerheid in hierdie wêreld. En Jesaja se woorde klink in 'n donker tyd vir jou en my ook soos goeie nuus. 'n Kind is vir ons gebore. En dan val die fokus van hierdie teksgedeelte juis op God wat self die duisternis in ons lewens kom binnendring. Hierdie wêreld op in ons lewe en waar binne ons sukkel om te oorleef, kom God en hy dring dit binne en hy kom sê vir ons, ek is hier by jou. Ek sal ook vir jou die lig wees in hierdie duister wêreld.
En Jesaja 9 is ook geskryf in 'n tyd van Israel toe hulle politieke chaos beleef het, toe hulle ook bedreiging ervaar het, en toe hulle ook geestelik afvallig was teenoor die Here, en hulle het ook soos mense gevoel dat God ook stil is. En Jesaja spreek in hierdie tyd van hierdie volk se lewe 'n radikale waarheid, wat ook vandag nog steeds vir jou en my geldig is. 'n Lig sal kom. God self kom in hierdie wêreld. Hy kom verlig hierdie duisternis. Hy is die een wat hierdie duisternis kom deurbreek en vir ons ook die lig sal wees in hierdie wêreld. En die Hebreëse woord dui vir ons juis hierop dat dit nie net 'n ingryp is wat net iemand wat 'n lig sal kom skyn in hierdie wêreld nie. Dis 'n bo-menslike wysheid wat ek en jy nie kan verstaan nie. Om vir ons te kom sê dat Christus ons situasie verstaan. En daarom kom daag hier gedeelte ook vir jou en my uit om ons planne, ons hoop, ons verlange, ons onsekerheid en vra aan hom te kom gee. En Kersfees dan juist so tyd dat ons ook juist kom stil word voor God en kom sê, Here, hier is my lewe weer opnuut. En dat ons ook weer opnuut die Here moet vertrou in hierdie lewe waarop ons staan. En daarom kom gebruik Jesaja so 4 woorde wat vir ons God se ingrype kom beskryf en wie hy is. Hy kom gebruik die woord sterke God. En daardie kom sê hy is 'n verlosser met mag. Hy het nie net simpatie nie, maar ook 'n stuk intervensie wat plaasvind. Hy word deel van ons lewens en ons word uitgedaag om 'n deel te word van sy ganse bestaan. En daarom kan ek en jy ook vandag met ons moegheid, met ons onsekerheid ook na God toe kom. En die uitdaging is net, laat God jou ook dra in hierdie tyd, laat God jou optel, dat hy jou ook kom genees van jou onsekerheid en jou moegheid. Laat jou lewe ook maar net aan God oor en gee ook jou self weer opnuut aan hom. Bring jou moegheid na hom toe. Sê net vir Here, hier staan ek hier, ek kan nie meer nie. En Here sal ook jou moegheid meer hanteer. Maar hy gebruik ook 2 name, hy is ook die ewige Vader. En dit beskryf ook Jesus se vaderlike aard en sy regering, sy sorg en sy beskermheid en ook sy nabyheid in jou en my lewe. En daarom kan ek en jy weet dat God se hart konstant bly, selfs wanneer mense hom teleurstel, sal God nog steeds vir jou omgee, vir jou lief wees en vir jou dra en vir jou 'n Vader wil wees. Hy het 'n konstante hart van omgee en lief wees vir jou en my. En dit wat Kers ook vir ons kom sê, hier is my hart wat vir jou kom oortuig, dat ek vir jou sal sorg, dat ek jou sal beskerm, en dat ek ook in God van nabij vir jou wil wees. Daarom moet sê, die woord ook vir ons in Matteus 1 vers 28, en hy sal genoem word Immanuel, dit beteken God met ons, in ons, wat ek kom woning maak het en so aan. Hy hou jou vas, maar hy is ook die vredevors. Hy skenk ook vir jou 'n stuk heelheid en hy herstel ook jou en hy kom gee ook vir jou 'n stuk innerlike rus. Christus bring vir ons vrede waar daar 'n stuk oorlog dalk in jou en my hart is. En daarom word ons uitgedaag ook in hierdie Kerstyd dat ons ook ons vrede vir ons huis en ons verhoudings ook dat dit ook deur Christus se vrede gevul sal word. Dat ons ook sal toelaat dat God ook ons verhoudings en ons huis kom vul, sodat ook weer vrede in ons huis en ons verhoudings sal kom wees. Maar wat beteken dit alles vandag vir ons? God kom na ons toe in die donker tye van ons lewens. Kersfees wil vir jou kom sê, God is 'n God wat in ons gebrokenheid kom intrek maak het. Jy hoef nie eers reg te word nie, ek en jy hoef nie eers te verander, sodat God kan inkom. Nee, hy kom in ons gebrokenheid, soos ek en jy as mens lewe en hier op aarde worstel met die werklikheid van ons lewens, kom maak 'n intrek in ons lewens. God bring die lig wat ons perspektief verander. Hy sy lig verander hoe ek en jy ook na die lewe en na onsself kyk, maar ook hoe God na ons kyk, na jou lewe, na ander en ook jou toekoms. Ek en jy hoef nie meer onseker te wees oor die dag van môre nie, want daai dag van môre is in die sekere hand van God reeds vasgevang. En kan ek en jy ook lewe met 'n stuk sekerheid, omdat ons weet God hou ook die toekoms van ons lewens in sy hand. En daarom kan ons ook vir mekaar sê, God bring hoop
wat ons dra, want hierdie hoop is gewortel in God se teenwoordigheid. Nie in ons omstandighede nie. God dank daarvoor. God is nie 'n God van ons omstandighede nie. Hy is 'n God wat gewortel is in God, in sy teenwoordigheid. En ons omstandighede kan hoe of wat sleg wees. God sal altyd vir ons 'n goeie God wees in hierdie tyd waarin ons lewens. Sy lig dring ons lewens binne en verander ons omstandighede. Kersfees is God se intrede in hierdie wêreld. Dis nie 'n program nie, dis nie 'n persoon nie. Hy het 'n kind vir ons geword. Hy het lig vir hierdie wêreld geword. 'n Lig wat nie deur die duisternis oorweldig of verdoof kan word nie. En daarom kan ek en jy ook in hierdie Kerstyd met 'n rustige hart tegemoet gaan. Ook ons onsekerheid na God toe bring om te weet dat hierdie kind het ook ons lewens binne gedring om ons lewe te kom verander, om te transformeer, sodat God al hoe meer deel sal word van ons lewens. En mag ons ook in hierdie Kerstyd weer by die werklike betekenis van hierdie ingryp van God in die wêreld ook gaan stil staan, om te weet, God het my omstandighede binne gedring, vir my lig in my lewe kom word, wat my lewe kom verlig het, sodat hy ook die duisternis kom uitlig het, sodat ek ook met verwagting kan uitsien na die dag van môre, weer met hoop lewe en weer met nuwe verwagting môre in die oë kan kyk. Mag u ook dan in hierdie Kerstyd so 'n geseënde tyd beleef in die teenwoordigheid van God se nabyheid en sy God wat se lig in jou lewe kom skyn. Mag jy ook toelaat dat jou lewe oopstel sodat God ook die lig in jou lewe kan wees ook in hierdie Kerstyd. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u lig wat gekom het in hierdie Kerstyd. Dat u ook, Here, ons lewens kom binnendring het en ook die duisternis in ons lewens kom verdryf het. En daarom wil ek bid, Here, dat u ook vir ons so sal neem by die hand en ons sal lei om werklik waar, Here, ook die hoop wat u vir ons kom skep het in Kersfees, ook ons eie sal maak. Mag u lig, Here, ook ons lewens binnendring, om ons lewens te kom verlig, sodat ons die lig ook kan gaan lewe tot eer van die naam. Amen. Met God aan my sy, wie kan wees teen my? Yeshua, die vredevors, die lewende water, lees my dors. Dit lees dit is volbring. Die graf is leeg, Tela, u leef in my. Daar is 'n blydskap in my, u lewende water, borrel vry in my. Die genade is genoeg vir my, deur die kosbare bloed, verlossing ek's vry. Dit lees dit is volbring. Adonai het opgestaan. Die graf is leeg, Tela, u leef in my.
ontvang nou daarom ook met binnenharte die seën van die Here en gaan leef ook in hierdie tyd in sy vrede. Die Here ons God, wat ons roep en uitkies, Christus Jesus, wat die krag en wysheid van God aan ons openbaar en die Heilige Gees wat ons lei, is met ons elkeen van nou af tot in alle ewigheid. Amen.